Ons lees die oordenking vir 24 Junie uit die Here is my herder, met die vriendelike vergunning van Lizet Marie. Die opskrif vanoggend is wierook vir 'n koning. Die teksvers kom uit Matteus 2 vers 11. En hulle het gekniel en aan hom hulde bewys. Daarna het hulle reissakke oopgemaak en vir hom geskenke uitgehaal: goud, wierook en mirre. Wierook staan ook bekend as olibanum of olie van Libanon. Dit word verkry deur onder andere inkepings in die stam van 'n klein struikagtige boom te maak sodat die melkwit gom kan uitloop. Sodra dit met lig in aanraking kom, verhard dit. Hierdie wit parelagtige gomdruppels word dan gepas die parel van die woestyn genoem. Die Hebreëse woord vir wierook beteken rein en wit. Dit was deel van die heilige reukwerk wat as offers aan God in die tabernakel gebrand is. Dit was ook die gebruik om die nuutgebore koningsseuns en priesters met wierook te salf. Die gee van wierook met Jesus se geboorte was om sy priester en koningskap te erken. Jesus, ons hoëpriester, tree vir ons in by die Vader. Hy wil hê die geur van sy liefde en versoening moet in elke klein skeurtjie en foutjie van ons lewens intrek. Hy besprinkel die blaaie van sy woord met die geur van die lewe en van homself. En uiteindelik word ons, sy kinders, self die wierook wat die aarde vul en geurend tot in die harte van mense intrek. Daarom kan Paulus met oortuiging in 2 Korintiërs 2 vers 15 skryf: ons is die wierook wat deur Christus vir God gebrand word, waarvan die geur die bereik wat gered word, sowel as die wat verlore gaan. 'n Prediker het by geleentheid sy erediens so afgesluit: liefde is die geur wat agterbly lank nadat die persoon wat dit koostig uitgestrooi het, uit die vertrek is. Vader, help my om die geur van u liefde en kennis en genade te versprei. Amen. Dankie vir die saamkuier. Ek deel Lizet se kontakbesonderhede in die inligtingsparagraaf van die kanaal. Daar is ook skakels na voorlesings van Lizet se ander publikasies wat hier beskikbaar is.